Baie dankie geliefdes. Ek groet u een en elkeen in die kosbare en dierbare naam van ons Here Jesus Christus. Vanoggend is ons baie bevoorreg om vir Reinhard Venter hier te hê. Reinhard is nou 'n student by die Kweekskool, soos meeste van u wel weet. Hy is 'n eerstejaars student daarso en hy kom ook hier vanuit ons eie gemeenteheid. So Reinhard, baie dankie dat jy hier is vanoggend, dat jy die woord van die Here met ons gaan deel. Ons is baie opgewonde om dit dan ook te hoor en te ontvang. Baie dankie. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie vir die liefde, dankie vir die genade, Here. Here, dankie dat ons almal vanoggend hier by mekaar kan vergader in U naam, Here, waar ons elkeen ons eie behoeftes het, ons eie uitdagings, Here, maar met die gedagte en die sekerheid in ons hart dat ons na U toe kan kom, Here, want U gee vir ons ware rus. Here, baie dankie vir hierdie oggend, dankie vir die reën, Here, ons dink terug aan die belofte wat U gemaak het in Genesis met Noag. Dankie dat U getrou is, Here, en dankie dat U beloftes hou. Here, dit is my gebed dat U die naprediker van die woord sal wees, dat U in hierdie oggend werklik van persoon tot persoon, van hart tot hart sal beweeg deur die Heilige Gees en dat U elke hart sal aanraak en dat U met elke hart sal spreek, sodat hulle ook U stem kan hoor vir die omstandighede waardeur hulle nou gaan, Here, dat hulle kan hoor, maar wat wil U hê moet hulle weet, en dat hulle kan onthou dat hulle aandag op U moet vestig, Here. Here, ek wil vra dat U asseblief met elkeen sal wees, en help ons om ontvanklik te wees vir hierdie boodskap, Here. Dat ons dit ook so deur die week in ons lewens kan toepas, daar waar ons werk vir U koninkryk moet doen, Here, dat ons U woord in ons harte sal bære, dat ons dit sal uitleef, dat ander mense deur ons lewens ook U sal kan leer ken, Here, want daar's baie mense wat nog nie U woord oopgemaak het nie, nog nie die wonderlike evangelies gelees het wat verduidelik en beskryf en uit soveel verskillende oogpunte uit U verhaal vertel het, gelees het nie, Here. Daar's mense wat dit nog nie ontdek het nie, Here, en daarom is dit so belangrik dat ons vertrou dat U deur ons in ons lewens 'n voorbeeld sal wees vir ander mense, Here, dat ons U lig sal uitleef, dat ander mense ook tot U sal kom. En Here, dat U naam alleen daardeur verheerlik mag word. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word U geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. My vriende, ek wil die van u wat die woord van die Here saamgebring het, nooi om saam met my oop te maak by Matteus hoofstuk 11 en ons gaan lees vanaf vers 25 tot 30. Matteus 11 vers 25 tot 30. Ek hou vir u voor. In daardie tyd het Jesus gespreek en gesê: Ek loof U, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit U welbehae. Alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is,
en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Ons lees net tot sover uit die wonderlike, onfeilbare woord van die Here. Nou vriende, dit is baie duidelik dat nie almal positief reageer op die boodskap en die uitnodiging van die Here Jesus deur sy bediening nie. Die wat as wys en slim beskou word, verstaan nie Jesus se woorde nie en verwerp hom heeltemal. As ons kyk net na 'n paar verse voor die gedeelte wat ons nou gelees het, die opskrifie daar is die 3 onboedvaardige stede. En dan sien ons hoe Jesus wonderwerke gedoen het in van daardie stede en hoe mense gesien het hoe Jesus hierdie wonderwerke doen, maar nog steeds nie geglo het nie. Ons sien verder in Matteus hoofstuk 11, die eerste paar verse toe Johannes die Doper in die tronk was, het hy selfs 2 van sy disippels gestuur na Jesus toe om vir hom te vra, maar is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? En Jesus antwoord hulle toe en sê vir hulle, gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien, blindes sien weer en krepeles loop, melaatses word gereinig en dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. En Jesus sê ook, en salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Maar tog sien ons in hierdie tyd was daar soveel mense wat wel aanstoot geneem het. Die fariseërs. Die volk in hierdie gedeelte leef onder swaar geestelike laste. Juis as gevolg van al hierdie wetsverpligtinge van die fariseërs en die skrifkenners. Hierdie wettisisme waarin hulle vasgevang is, wat op die ou einde eintlik 'n skeidsmuur geword het tussen die mense en God. Hierdie mense was moeg, hulle was uitgeput. En dit is binne hierdie konteks wat Jesus in die gedeelte verduidelik hoe God homself openbaar en wie hom werklik kan ken deur sy uitnodiging te aanvaar. Stel jou voor jy stap op 'n warm dag langs 'n grondpad. Jy is moeg, jou skouers hang, die stof sit aan jou klere en jy sien 'n plaashek. Jy sien daar staan 'n boer op sy stoep en hy kyk vir jou, maar die boer wag nie vir jou om te vra nie. Hy sien jou moegheid, hy stap self na die hek toe en maak dit oop en roep, kom rus hier. Die rus is klaar voorberei, jy hoef net in te kom. Nou, u kan die illustrasie van die deur ook gebruik om te dink, ons is vermoeid en belas en ons stap so deur die strate van die lewe en iemand kyk vir ons deur sy venster en sonder dat ons eers hoef te vra, kom hierdie persoon met vrymoedigheid en hy maak die deur vir ons oop en hy sê kom rus hier. Die rus is klaar voorberei, jy hoef net in te kom. Daarom dank Jesus die Vader dat hy homself nie aan selfgesentreerde slim mense openbaar nie, maar juis aan die wat bereid is om hom te ontvang. Hierdie woorde is tot vandag toe nog van toepassing. Ons lewe in 'n wêreld waar kennis en prestasie baie hoog geag word. Daar is so baie kennis waartoe ons toegang het op ons selfoon, op ons rekenaars, so baie inligting wat ons kan toegang hê tot, veral met betrekking tot geloof. Daar is baie mense wat ook na sosiale media toe gaan en praat oor hulle geloof, maar ongelukkig is baie van hulle verkondig hulle nie die evangelie van Jesus nie. Tog wys Jesus vir ons dat God nie deur kennis en prestasie van die mens ontdek kan word nie en ware rus nie in hierdie wêreld gevind kan word nie, maar slegs in en deur hom. So, wanneer Jesus in Matteus 11 vers 28 sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is dit presies so. Hy wag nie vir ons om eers onsself reg te maak of onsself eers te verander nie. Hy sien ons moegheid, hy sien ons las, hy sien die juk van sonde waaronder ons is. En wat so wonderlik is van die Here se genade is, hy neem inisiatief en hy maak die hek oop. Hy nooi ons uit. En ons teks van oordenking uit ons skriflesing is Matteus 11 vers 28. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Dit is 'n belofte wat die Here Jesus maak.
En daarom is ons tema vir vandag Christus se oop uitnodiging. Ek wil begin met my eerste punt en dit is Christus se oop uitnodiging word deur die Vader geopenbaar. Ek hou vir u voor die gedeelte in vers 25 wat sê dat u hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit geopenbaar het aan kindertjies. Nou in hierdie vers dank Jesus die Vader dat hy die waarheid aan die kindertjies openbaar en nie aan die wyses en verstandiges nie. Hierdie woorde bevestig dus dat ware kennis van God nie deur menslike wysheid of insig verkry kan word nie, maar deur God se eie openbaring. God se openbaring aan ons is sy vrye liefdesdaad. Die Vader openbaar hom, die mens ontdek hom nie. Jesus plaas die oorsprong van geestelike kennis by God en nie by die geleerdheid van die mens nie. As ons lees in Lukas 10 vers 21 tot 22 die ooreenstemmende gedeelte, lees ons ook van dieselfde woorde wat die Here Jesus spreek en ek hou vir die voor vers 21. In dieselfde uur het Jesus hom in die gees verheug en gesê: Ek loof u, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan die kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehae. Vers 22 sê, alles is aan my oorgegee deur my Vader en niemand weet wie die Seun is nie behalwe die Vader en wie die Vader is nie behalwe die Seun en hy aan wie die Seun dit wil openbaar. Nou in hierdie gedeelte het die disippels teruggekeer van hulle sendingsreise en hulle was opgewonde oor die krag wat hulle in die naam van die Here Jesus ervaar het en dit is die rede vir die Here Jesus se lofprysing tot die Vader. Nou God werk dikwels op maniere wat die wêreldse waardes omkeer. Die wyse elite mense mis Jesus se boodskap heeltemal, terwyl die disippels nederig en ontvanklik was en met oop harte geluister het na dit wat die Here Jesus geleer het en hoe die Vader hom openbaar het deur die Here Jesus. God se genade is dus nie afhanklik van menslike wysheid nie, maar van nederige geloof. Ware insig kom deur vertroue en oorgawe, dood eenvoudig soos 'n kind wat glo. Hierdie waarheid laat ons besef dat ons God nie deur ons eie slimheid kan leer ken nie. Hy moet homself eers aan ons bekend maak. Ons kan dit nie verdien nie. Ons kan God net leer ken wanneer ons afhanklik word van hom, soos 'n kindjie van sy ouers, en wanneer ons harte oopmaak vir wat hy self aan ons bekend wil maak. Ons eie insig en kennis gaan beslis nie maak dat ons God kan leer ken nie. Ons kan nie self net by die plaashek instorm nie, as ons verwys na die illustrasie van die plaashek. Ons kan nie net self by die plaashek instorm wanneer dit ons pas of wanneer ons wil nie. Nee, die boer neem inisiatief en hy is die een wat die hek eers moet oopmaak. En wanneer hy die hek vir ons oopmaak, is dit nie omdat die reisiger slim genoeg was om te weet hoe om die hek oop te maak of hoe hierdie spesifieke slot werk nie, dit is omdat die boer goed genoeg is. En daarom moet ons ook in gedagte hou dat die uitnodiging is daar, maar die uitnodiging, Christus se oop uitnodiging, word deur trotse mense gemis. Ek hou weer vir u gedeelte in vers 25 voor. Verberg het vir wyse en verstandige mense. So hier skuif die fokus van God se openbaring na die toestand, na die gesindheid van die mens se hart. Die Fariseërs en skrifkenners het gedink dat hulle gered is en hulle saak met die Here reg is vanweë hulle kennis en toepassing van die wet. Hulle was vasgevang in wettisisme en dit het eintlik hierdie skeidsmuur geword. Hierdie mense het staat gemaak op hulle eie insig in plaas van om die wysheid by God te soek. Hierdie waarhede word van hulle verberg omdat hulle harte reeds so verhard het en so gesluit is dat hulle die boodskap van Jesus nie wil aanvaar nie. Hulle verwerp die uitnodiging van Jesus heeltemal. Hulle dink hulle verstaan reeds God se wil en daarom is hulle nie meer ontvanklik vir die bekendmaking van die Here nie. Paulus skryf ook later in 1 Korintiërs 1
vers 19 en vers 21, en ek hou vir die voor, vers 19 staan daar, want daar is geskrywe, ek sal die wysheid, dit is nou die Here, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig, en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. En vers 21 sê, want aangesien in die wysheid van God, die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het God dit behaag om deur die dwaasheid van prediking die wat glo te red. God werk dus doelbewus op maniere wat menslike wysheid omkeer. Menslike wysheid en God se wysheid is twee heeltemal verskillende dinge. Die Here openbaar homself nie aan selfversekerde, selfgesentreerde wyse mense wat op hulle eie kennis staat maak nie, maar aan die nederiges. Dit bevestig presies wat Jesus in vers 25 bid, dat die Vader sy waarheid aan kindertjies bekend maak, en ons gaan nou na hierdie kindertjies kyk waarna Jesus verwys. Maar ons kan soms dalk te maklik met die beskrywing van die fariseërs en die skrifkenners ooreenstem. Hoe gereeld probeer ons nie ook op ons eie insig staat maak nie? Wanneer ons dink ons weet en verstaan reeds alles, raak ons harte minder leerbaar. Hierdeur word ons harte verhard en gesluit vir God en dit wat hy graag aan ons wil openbaar. Daarom roep die teksgedeelte ons om nederig te bly en nie op onsself te vertrou nie, maar volkome oor te gee aan dit wat God vir ons wil openbaar deur sy heilige, geïnspireerde woord. En daarom is dit ook belangrik dat ons die woord moet bestudeer, noukeurig en aandagtig, want dit is ook hoe die Here deur sy Heilige Gees met ons praat. As ons weer verwys na die illustrasie van die boer en dit nou toepas op hierdie trotse mense, sou dit wees soos die reisiger wat vir die boer sê, ek het jou nie nodig nie, ek sal self regkom. Terwyl die reisiger eintlik al so vuil, moeg, gebrand, gedehidreer en uitgeput is. Die reisiger het 'n kopseer, hy is duiselig, hy verloor sy bewussyn. Sy vel is sommer al onelasties van die droë toestand, sy mond is uitgedroog. Sy oë is so droog, hy kan nie eers meer huil nie. Hy is so de mekaar, verlore en vasgevang onder die juk van sonde. Diep binne smag hy eintlik na brood en water, 'n plek om te rus. Maar weens sy trots stap hy stadig verby die hek van die boer, staar die boer siloos in die oë en sê, ek het jou nie nodig nie. Ek wil nie die uitnodiging aanvaar nie. Ek sal self regkom. Ek weet wat ek doen. Daar is baie mense reg oor die wêreld en selfs hier in Suid-Afrika wat geleerd is, teoloë, wat die woord van die Here aan die volgende geslag moet oordra, maar hierdie mense het soveel kopkennis al bymekaar gemaak en so slim geword in hulle self, dat hulle tot snaakse gevolgtrekkings kom. En met snaaks bedoel ek nou verstommende gevolgtrekkings kom. Mense wat glo dat daar nie meer God is nie, dat hulle ateïste word, mense wat glo dat hulle 'n God is. En dit is wat die eie wysheid aan ons kan doen. Dit is baie gevaarlik. Nou, ek sê nou nie kopkennis is sleg nie. Dis glad nie wat ek bedoel nie. Ons moet die woord bestudeer, ons moet die woord memoriseer en ons moet dit in ons harte bære. Maar ons moet dit in gehoorsaamheid tot die Here doen. Nou in kontras met hierdie trotse mense, kry ons ook die nederige mense en Christus se uitnodiging word deur nederige mense ontvang. Vers 25, daai gedeelte wat sê, en dit geopenbaar het aan kindertjies. Nou in hierdie vers kan ons duidelik sien dat die Vader die waarheid deur die Here Jesus Christus aan kindertjies bekend gemaak het. Jesus verwys hier nie na ouderdom nie, maar na 'n hartsgesindheid van nederigheid en afhanklikheid. As ons bietjie verder lees in Matteus 16 vers 17 staan daar, toe antwoord Jesus en sê vir hom, dit is nou vir Petrus, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. Nou hierdie is toe Petrus in geloof bely het, dat Jesus Christus die Seun van die lewende God is. En hier sê Jesus vir hom, Petrus, dit is nie uit jouself wat jy tot hierdie
gevolgtrekking gekom het nie. Dit is nie deur jouself wat jy hierdie bely het nie. Dit is my Vader wat dit aan jou geopenbaar het. Nou, kindertjies weet dat hulle nodig het om te ontvang en kan juis nie op hulle eie krag of wysheid staat maak nie. Hulle harte is sag en ywerig om te leer en die boodskap van Jesus te absorbeer, soos 'n spons. Ons weet mos kleintjies absorbeer. As hulle hier by 2, 3, 4 jaar oud is, dan begin hulle alles inneem. Alles wat jy sê herhaal hulle en dis hoe hulle ook leer. En dit is die gesindheid wat ons moet hê, hierdie hart van 'n kindjie. Om hierdie rede is hulle ontvanklik vir God se openbaring. Hierdie openbaring van God is nie bloot kennis nie, maar dit is deur dit dat mense deur Christus God as Vader kan ken en by hom kan rus vind. Nou, ons het gesien, God maak homself bekend aan nederige harte, en wanneer ons selfsentriese en onafhanklike houdings het, verswak dit ons ontvanklikheid vir God se openbaringe. Daarom word ons uitgenooi om soos kindertjies na God toe te gaan, afhanklik, ywerig om te leer en met 'n behoefte in ons harte om te wil ontvang wat die Here aan ons wil bekend maak. Wanneer ons nou weer verwys na die plaashek illustrasie, sal die wees soos die reisiger wat moeg en uitgeput en belas is, maar sy afhanklikheid van die boer besef. Die reisiger besef dat hy ware rus by die boer sal kan kry en by niks anders in die wêreld nie. Dit gaan egter nie oor wat die boer vir hom kan gee nie. Ja, die boer het seker vir hom lekker yskoue glas water met ys en vars gebakte brood en 'n bed waar hy kan rus, maar dit gaan nie oor wat die boer vir die reisiger kan gee nie. Maar dit gaan oor wie die boer is, soos wat ons reeds gesien het, maar hierdie reisiger moet ook tot op 'n punt in sy hart kom waar hy besef hy kan dit nie self doen nie. Hy weet nie wat om te doen nie. Hy het die boer nodig. Hy is afhanklik van hierdie boer se sorg. En dit verg dus dat hy sy trots en eie wysheid eenkant toe moet sit. En so ontvang nederige mense die openbaring van God, nie deur prestasie nie, maar deur afhanklikheid. Maar hoe word hierdie uitnodiging aan ons bekend gemaak? Christus se oop uitnodiging word deur die Seun bekend gemaak. Nou, ek hou vir u voor vers 27 van ons geleesde gedeelte. Niemand ken die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Nou, Jesus is die middelaar tussen die mens en God, en hier maak Jesus sy intieme verhouding met die Vader bekend. Jesus bevestig die volgende. Ons sien in Johannes 6 vers 46 sê Jesus, nie dat iemand die Vader gesien het nie, behalwe hy wat van God kom. Hy het die Vader gesien. Jesus is nie op sy eie nie. Alles wat Jesus doen is gegrond in hierdie Vader-Seun verhouding en die eenheid van Jesus en die Vader. Jesus sê dat net hy die Vader ken en die aan wie hy die Vader openbaar. Hy openbaar die Vader. Johannes 1 vers 18 sê, niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore Seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. En ons almal ken die bekende woorde van Jesus in Johannes 14 vers 6, waar Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hierdeur wys Jesus ook vir ons dat ware kennis van God nie deur onsself kom nie, deur ons eie godsdiens of ons tradisie of ons gewoontes nie, maar alleen deur Christus se openbaring. Die Seun alleen het volle kennis van die Vader en is daarom die enigste een wat die Vader aan die mens kan bekend maak. Jesus is die een deur wie God homself aan ons bekend maak en wat mense na hom toe nooi. Jesus is die een wat die uitnodiging gee. Nou, aangesien die Vader net deur die Seun bekend gemaak word, beteken dit dat ons God nie deur onsself op ons eie maniere kon leer ken nie. Ons kan die Here nie ken deur kennis, godsdiens of goeie werke, selfs soos wat die Fariseërs gedoen het nie. Al hoe ons God werklik kan leer ken is om na Jesus toe te gaan en by hom te begin. Ons moet dus ons verhouding met God, die Vader, in en deur die Here Jesus soek.
Ons ken God, dis nie uit onsself nie, maar deur sy seun wat dit vir ons gee, wanneer ons die gesindheid, wanneer ons die hartsgesindheid het van 'n kindjie. Die reisiger sou nooit geweet het dat die hek vir hom oopgemaak is nie. Kan jy nou net dink as die reisiger geloop het op die grondpad en hy sien hier staan die boer en die hek word oopgemaak, maar hy word nie geroep nie. Hoe sou hy ooit geweet het dat hierdie hek vir hom oopgemaak word? Maar dis waar Jesus inkom. Jesus is die een wat roep en uitnooi. Jesus is die een wat die hart van die Vader bekend maak. Die Vader is die een wat die hek oopmaak, maar die enigste manier waarop die reisiger die rus van die boer kan binnegaan en kan aanneem is deur die Seun. Jesus sê self, niemand ken die Vader nie behalwe die Seun. Hy is die een wat die Vader bekend maak. Hy is die deur waardeur ons ingaan. Die Vader maak oop, maar die Seun is die toegang. En daarom kan Jesus sê, kom na my toe, kom rus hier. En dit bring my by my laaste gedagte vir vandag. Ons het nou net gesien, Jesus gee die uitnodiging, kom na my toe. En daarom sien ons dat Christus se oop uitnodiging vermoeide mense tot rus roep. Vers 29 tot 30 sê hierdie gedeelte, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Nou die juk is 'n metafoor vir die onderwerping aan Jesus se onderrig en lyding, wat skerp kontrasteer met die belastende regulasies wat deur die fariseërs opgelê is, hierdie wettisisme, hierdie swaar las wat die fariseërs en die skrifkenners op die mense van die volk in daardie tyd so afforceer het. Jesus se oproep is om 'n verhouding met hom te omhels, wat gekenmerk word deur genade en rus, eerder as wettisisme en onderdrukking, soos ons sien met die fariseërs. Jesus nooi dus mense wat onder die las van sonde is, onder die las van skuld en selfverdediging gebuk gaan, om na hom toe te kom, omdat net hy ware rus vir die siel kan gee en vrede in God. Selfs in die Ou Testament sien ons in Jeremia 6 vers 16, waar die Here aan die woord is en die Here, en daar staan, so spreek die Here, staan op die weë en kyk, en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin, en julle sal rus vind vir julle siele. Nou Jeremia verduidelik hier dat God se volk rus vind wanneer hulle terugkeer na sy pad, en nie hulle eie pad wil volg nie. Jesus vervul dit hierso, deur te sê dat ware rus uiteindelik in hom gevind word. Hy is die pad, hy is die weg waarop ons moet wandel. In 1 Johannes 5 vers 3 skryf Johannes ook, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar. En sy gebooie is nie swaar nie. So Johannes sê vir ons, God se gebooie is nie swaar nie, en dit ondersteun Jesus se woorde, dat sy juk lig is. Nou, ek seker meeste van u weet dit, maar 'n juk is nie 'n las nie. 'n Juk is 'n stuk hout wat twee osse so aan mekaar vasmaak, sodat hulle saam kan trek. En wanneer Jesus sê, neem my juk op julle, bedoel hy, kom staan langs my, kom wees aan my vasgemaak. Ek dra saam met jou, ek dra eintlik die swaarste deel. Sy juk is sag, omdat hy die een is wat die gewig dra. Sy las is lig, omdat hy die een is wat die pad alreeds ken. Hy is die weg. Wanneer die reisiger by die plaashek instap, gee die boer nie vir hom net rus nie, maar hy wys ook vir hom, hy sê ook vir hom hoe om verder te leef, wat om verder op die pad te doen. Wanneer die reisiger daar instap, sê die boer nie vir hom, jy moet nou self regkom met die pad vorentoe nie. Hy sê nie vir hom, okay, ek het jou nou ingenooi, nou moet jy verder uitfigure wat jy moet doen nie. Nee, hy sê, loop saam met my, ek wys vir jou die pad, ek dra saam met jou. Hierdie gedeelte vra ons om eerlik te wees oor ons geestelike moegheid en laste. Die toepassing van die uitnodiging behels dat ons ophou om ons laste self te dra.
en dat ons dit bewustelik na Jesus toe sal neem. Ons moet erken dat ons onder die juk van sonde en onder die juk van hierdie laste van die wêreld gebuk gaan, en dat ons dit nie self kan hanteer nie, maar dat ons 'n verlosser nodig het, dat ons 'n plek van ware rus nodig het. En daarom moet ons ons laste na Jesus toe neem, want hy is die enigste een wat dit werklik vir ons kan dra. Niks anders in hierdie wêreld gaan ooit vir ons ware vrede of rus gee nie. Ons moet dus dit wat ons belas by hom neerlê en vertrou dat hy en hy alleen vir my die rus kan gee wat my siel waarlik nodig het. Nou om saam te vat, vriende, ons het gesien dat Jesus aan ons 'n uitnodiging gee, maar ons het gesien dat dit ook geen doodgewone uitnodiging is nie. God openbaar homself aan ons. Hy is die een wat die plaashek oopmaak. Ons het gesien eie wysheid en trots verwerp die uitnodiging, soos met die reisiger wat die boer by die hek vir die boer by die oop plaashek kyk en net verder aanstap omdat hy meen hy kan self regkom. En juist daarom, as ons kyk na daardie gesindheid, moet ons vir onsself sê, maar ons wil nie so wees nie, ons wil nederig wees, ons wil ontvanklik wees. Want dit is kinderhartjies wat op die ou einde van die dag deur die plaashek stap. Jesus maak die Vader bekend. Ons het gesien dat die Vader die uitnodiging openbaar deur die Here Jesus. Die Here Jesus is die een wat by die plaashek staan en die reisiger uitnooi na hom toe. Ware rus is in Jesus. Dit is wanneer die reisiger uiteindelik besluit het om die uitnodiging aan te neem, om al sy laste wat hy op sy skouers moet dra, na die boer toe te neem en by die plaashek in te stap, in die erf waar hy waarlik uiteindelik kan rus. Kan jy nou sien dat in 'n wêreld wat besigger is as ooit tevore, Jesus nog steeds elkeen van ons uitnooi om na hom toe te gaan om ware rus en vrede te verkry. Net soos die boer die reisiger uitgenooi het om by hom in te gaan, so nooi die Here Jesus ons ook uit om rus by hom te gaan kry. Maar dit behels dan dat ons onsself volkome sal oorgee aan hom en hom sal vertrou om ons te versterk en ons laste vir ons te dra, want hy gee werklik om vir ons. Die Here Jesus staan en roep, die Here Jesus nooi ons uit om na hom toe te gaan, maar as ons nie tot op die plek in ons harte kom waar ons besef ons het hom nodig nie, kan daar niks gebeur nie. Ons moet self ons afhanklikheid besef. Nou deur die uitnodiging van Jesus te aanvaar, sal u ook hierdie ware rus kan vind. Wil u nie nou ook die Here vertrou met u laste en dit volkome aan hom oorgee nie? Die boer het vir u die hek oopgemaak. Die seun staan en roep, kom na my toe, kom rus hier by my. Die rus is klaar voorberei, jy moet net bereid wees om in te kom. Die uitnodiging is daar, maar wat gaan u met dit doen? Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie vir die genade, Here, die genade dat u vandag nog staan en ons ook roep, Here, dat u uitroep, dat u ons uitnooi, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Here, dankie vir hierdie belofte wat u maak, Here, u sê, ek sal julle rus gee. En daarom kan ons vertrou dat u belofte sal nakom, Here. Here, dit is my gebed vir oggend dat u elkeen van ons harte sal aanraak en ons harte sal sag maak, dat ons ook ywerig sal wees en afhanklik sal wees van u, Here, dat ons harte ook bereid sal wees om u uitnodiging te aanvaar, Here. En Here, indien ons alreeds u uitnodiging aanvaar het en aangeneem het en weet dat ons rus by u, Here, help ons dan ook so om vir die mense wat nog nie die uitnodiging van u aangeneem het nie. Here, help ons om
nie skaam te wees nie, maar om vir daardie mense ook te gaan vertel van hierdie uitnodiging, Here. Here, ons weet, dit is nie ons wat oortuig nie, Here, maar dit is U Heilige Gees wat oortuig. En daarom, Here, wil ons vra dat U ons asseblief kragtig as instrumente sal gebruik om U ook aan hierdie mense bekend te maak, Here, om die saadjie te plant, dat U dan verder die werk sal kan doen, dat hierdie saad sal opskiet en dat dit vele vrug sal voortbring, Here. Here, dankie dat ons rus by U kan vind, Here. Here, in 'n wêreld waar ons vandag so jaag en so haastig is en so baie dinge het om te doen, Here, kan ons vashou aan hierdie belofte dat U ons ware rus is. En Here, ek wil U daarvoor dank. En Here, help ons om hierdie uitnodiging uit te leef, dat mense kan sien dat ons hierdie uitnodiging aangeneem het. Dat die mense sal wonder, maar wat is hierdie uitnodiging wat hierdie persoon aangeneem het? Wat maak hierdie persoon so anders, Here? Dat ons hulle ook sal kan lei na U toe, Here. Here, ek bid al hierdie net in U wonderlike naam alleen, in die naam van die Here Jesus. Amen. Vriende, ek wil U nou nooi om saam met my te staan, dan sal ons slotlied sing, en daarna sal ek vir ons 'n seëngebed doen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.